het ek die groen lig daar agter. Prys die Here, ek het die groen lig. Blessed om jou saam met ons te hê. Ons deel met significant karakters in die woord. Kyk net na hulle lewe, want dit verryk ons leer van hulle foute, ons leer van hulle oorwinnings. Laasweek se Dawid het my gebless. Ek het lekker vir myself ook gepreek. En ek is blessed om vanmôre met julle te deel oor een van die figures wat nie altyd so prominent was nie. En ek weet nog steeds nie, hoe het Henk geweet dat ek vanmôre oor Jeremia gaan praat, want van al die profete wat hy kan mention vanmôre in sy opening, praat hy toe nou oor Jeremia. Baie significant profeet. Sy bediening was hoofsaaklik so rondom 650 tot 690 jaar voor Christus. En ek gaan net so vat aan van die hoofmomente van sy lewe en dan iets spesifiek wat baie van toepassing is op my en jou lewe, want selfs, en ons praat dan van tydgewys, praat ons van so om en by 2800 jaar terug, share hy iets wat significant is oor my en jou lewe vandag, en wat 'n impak het op Nuwe Testament teologie. Kan jy glo dat amper 3000 jaar voor Jesus sien iemand in die toekoms in, maak uitsprake, formuleer dit en dis so significant dat dit is die fondasie van Nuwe Testament teologie. Laat ek myself rephrase. Dit behoort die fondasie te wees van Nuwe Testament teologie. 4 eenvoudige, absolute Bybelse waarhede wat borduur rondom dit wat Jesus doen, dit wat ons nou op pad is na toe. Toe hy op daai Vrydagoggend sê dit is volbring en hy blaas sy asem uit, het elke profesie van Jeremia 31 onderaan in vervulling gekom. 4 eenvoudige goed. En Jeremia die profeet, wat inteendeel, as jy na sy geskrywing kyk, dan kan jy nogal dink, Tarina, hy was so bietjie van 'n melankoliese persoonlikheid. Hy het baie in sy emosies gelewe. As dit goed gegaan het, rondom hom, het dit goed gegaan met Jeremia. As dit nie goed gegaan het rondom hom nie, dan het hy 'n depressie geslaan. Dit is onder andere die ou wat die klaagliedere van die moanie groanie van Jeremia. Weet nie wat sou ons dit, die mumble grumble van Jeremia. Die, nie alweer nie van Jeremia. Ja, fascinating goed. Catatonia is 'n fisiese kondisie waar jy wakker is, maar in 'n gevriesde staat is, katatonia. So jy is bewus van alles wat om jou aangaan, jy kan waarneem, alhoewel jy fisies, absoluut staties, soos in 'n toestand van gevries is, katatonia. By 'n psigiatriese hospitaal word 'n pasiënt ingebring en hy was toe reeds in hierdie toestand, sodat hulle hom nie op 'n bed kon sit nie. Hulle sit 'n kombers op die vloer neer en laat die pasiënt op die vloer lê. Die prosedure is dat hy moet geassesseer word deur 'n psigiater voordat daar medikasie toegedien word deur 'n dokter, want die realiteit is die kondisie is absoluut psigosomaties. Met ander woorde, wat die persoon dink of voel, maak so 'n impak op die liggaam dat daar se hierdie adverse effek op die liggaam wat dan nou as katatonia bekend staan. Die pasiënt word ingebring. Op dag 2 kom daar eers 'n psigiater by hom uit om hom te assesseer. Wat beteken dat hy toe nou al 3 dae in hierdie die beste Engelse woord wat ek daarvoor kan gekry is contorted posisie, waar hy met sy hande half hier by sy skouers en ore in 'n gehurkte posisie gevries is. Hartklop is daar.
Die medici sê dat in daai toestand, alhoewel jy fisies absoluut uitgemergel is, moeg dat jy kan, julle weet, julle het ook mos partykeer daai moeg. Moeg is, maar jou moeg is moeg. Ja? So jy is fisies moeg, maar die adrenalienvlakke in die liggaam as gevolg van spanning is so dat jy kan nie slaap nie. En nou reageer hierdie liggaam. Hierdie man lê met hierdie hande by hom. Die psigiater stap in, kyk na dit. Hy maak 'n konnotasie en hy dink vir 'n oomblik, hierdie man lyk soos 'n karakter in die Griekse mitologie. Die karakter is Atlas. En die Atlas in die mitologie stel hierdie voor dat hy is gestraf en as sy straf moes hy die gewig van die wêreld gedra het. En hierdie man sien dat hierdie pasiënt op die vloer lyk asof hy die gewig van die wêreld dra. Hy lê half in hierdie Atlas posisie. Die psigiater gaan lê agter die man. En hy lê in dieselfde posisie toe nou as die pasiënt. Hy sê iets in sy oor. En tot verbasing van al die personeel, staan hierdie man op, en sonder om 'n woord te sê, stap hy by die psigiatriese saal uit. Die staf is onmiddellik. Dokter, wat het jy nou net gedoen? Hy sê, it looked to me like he's carrying the weight of the world on his shoulders. So I lied down next to him and I said to him, I will carry this weight for you for a while. You are free to go. En die impak daarvan is so, dat hierdie man staan uit sy katatonia uit op, en stap uit. As ek dink aan Jeremia, dan sien ek 'n man wat so medelee gehad het, met sy tydsgenote. Dit het sy hart gebreek, die toestand waarin die volk was. En hy het absoluut net as 'n kontakpunt tussen God en die mens gestaan in daai era. God se hart gehoor aan die een kant en aan die ander kant so hard probeer, eerstens met homself en tweedens met alles en almal om hom, om net versoening te bring. Hy het potensiaal gesien, hy het mooi gesien, hy het toekoms gesien, maar hy het ook sonde en ongeregtigheid en verwydering van God gesien, en hy is in daai plek waar hy staan amper tussen die ewigheid en tussen die mensdom, en hy sê, kan ek nie net 'n verskil maak en versoening hier bring nie? So kom hy in Jeremia 10, sien hy kyk na homself. Hy sê, Here, werk met my, maar wees maar saggies met my ook. So, daai is een van die mooiste dele. So kom ons vat net so 'n elemente van hierdie ongelooflike Bybelkarakter, en ek gee net sulke overviews, ek gaan van die skrifverwysings na toe gaan spesifiek, maar in Jeremia hoofstuk 1 is daar iets fenomenaal wat uitstaan rondom Jeremia. Hy profeteer oor homself. Hy maak 'n uitspraak nadat hy God se hart gehoor het, en hy sê in Jeremia 1 iets fenomenaal. Hy sê, before I formed you in the mother's womb, I had a purpose for you. Nog voordat ek het jou geroep, Jeremia, nog voordat jy in jou moeder skoot aan mekaar geweef het. Is dit nie amazing in die eerste plek, dat God 'n plan het oor 'n individu terwyl jy nog in jou moeder skoot is nie? Dis amazing. En ons Jeremia na hy bevoorregte posisie waar hy God se hart hoor oor homself. En hy profeteer in hierdie Jeremia en hy sê, Jeremia, kan jy indink, hy staan voor die spieël. Maar was die spieël daai tyd nie? Kan jy indink, hy staan voor die spieël. Wie van julle het gesprekke met daai ou in die spieël partykeer? Oei, hy is my grootste enemy daai. Ek het genade met alles en almal. Daai ou in die spieël het ek min genade mee. Hy moet net doen. Hy moet net luister wat ek sê. Jeremia, hoor hy God se hart. Voordat jy nog in jou ma se skoot was, Jeremia, het ek 'n droom en 'n plan oor jou gehad. Yes. Ek verstaan hoekom sy profesie so significant was.
Ek verstaan hoekom hy by 'n plek kon kom in Jeremia 31 waar hy profeteer wat hy profeteer, want hy het met hierdie ongelooflike oortuiging geloop net dat God het 'n plan vir my lewe. En dit het hom opgeset vir 'n lewe waar hy God kon hoor. Onthou hierdie, as jou inception begin by 'n conviction dat God het 'n plan, dan is dit amper onbeperk wat God deur jou lewe kan doen. Hy het nooit in vertwyfeling gestaan oor God se plan en God se wil nie. Want dit begin by hierdie, hy kon God hoor vir homself. Hier's 'n sleet, 'n geestelike beginsel. Ons kan nooit God hoor vir iemand anders in die profetiese bediening, as ons God nie vir onsself oor onsself kan hoor nie. You have to hear God over your life. Kan ons daai beginsel leer van Jeremia? Mooi goed, né? Tweede, ek het net so 4 uitstaande goed rondom sy lewe. Eerste dan daai roepingstyd. Tweede, hy profeteer oor exile en captivity. Hy sê vir die volk, julle gaan in ballingskap gaan oor julle nonsens. Julle wil God nie dien nie. Julle gaan moeilikheid kry. Nou ek weet nie van jou, ek weet nie wanneer laas het jy op social media iets in daai lyn gesien nie. Ons profeteer ons nie meer daai goed nie. En dis goed en reg. Nuwe Testament profetiese bediening is daar 'n skril kontras teen Ou Testament profetiese bediening. Want onthou, in die Ou Verbond het God absoluut met die mens net gedeel op grond van sy reg of verkeerd. Die genade wat God aan profete bewys het, deur hulle te gebruik om invloed te hê, was ook net wonderlik genadiglik. Daar is elemente van aktiwiteit van die Heilige Gees in die Ou Testament, maar hoofsaaklik was die manier wat God met die mens gedeel het, jy doen reg, ek bless jou. Jy doen verkeerd, in die jam. En ek praat nie van all gold smooth apricot nie, ek praat van ander tipe jam. So, uitstaande is dat hy profeteer vir Israel oor hulle ballingskap en hulle gevangenskap. En al wat ek daaroor wil sê is, hy was nie baie populêr as gevolg daarvan nie. He was an unpopular figure. Kom ons haal iets vir onsself daar uit. Selfs jy as Nuwe Testament gelowige, wat genade, God se liefde verstaan, praat, preek en lewe. Selfs met dit, wil ek vir jou sê, jy gaan nie altyd populêr wees nie. Gaan nie populêr wees nie. En as prioriteite, beginsels, waardesisteme waar volgens ek en jy lewe, en ek weet jy wag nou dat ek vir jou goeie raad gee om daarmee te deel. Suck it up, buttercup. You can't do anything about it. You're different. You are different. En Jeremia moes daarmee saamlewe. Hy het die verwerping van baie beleef en ervaar. En ek gaan op daai net hierdie een ding wat ek al soveel keer in my lewe gesê het. If you live for the acceptance of people, you will die from the rejection of people. Jeremia het hierdie conviction gehad. I'm just going to do what God says I should do. Dankie Here, dit was nie alles doom en gloom nie. Daar was restaurasie ook wat gekom het. Want hy is onder andere, en dat ek net eers daar, in die jaar 586 voor Christus, en hierdie is nou interessant, so, hy het hierdie roeping, hy het hierdie profesie oor exile en destruction, en 586 voor Jesus, is hy een van baie min Ou Testament profete, wat absoluut die vervulling, soos in detail vervulling van sy profesie raak gesien, want in 586 voor Christus word Jerusalem verwoes. En Jeremia is 'n ooggetuie van daai verwoesting. Hy's 'n eyewitness. Inteendeel, nie net dit nie, hy word saam met die ouens oor wie hy geprofeteer het, word hy in ballingskap weggevoer. Ek weet nie van jou nie, maar as dit nou ek was, so ek gesê, maar Here, ek het hulle gewaarsku, ek wil nie saam met hulle in ballingskap gaan nie. Here, ek verdien nie om saam met hulle in ballingskap te gaan nie. Boeie blokkers, saam met hulle. En die rampokkers wat hy gewaarsku het, draai terug na God toe, die oordeel gaan kom. Die ouens wat nie na hom wil luister nie, hy sit so wraggie saam met hulle in ballingskap.
Ek sou Enos in hulle koffie gegooi het, of iets anders erger even kon uitdink, maar ek sou nie lekker saam met hierdie klomp rakkers geleef, laat ek nou sê rakkers, ek sou nie lekker saam met hierdie klomp rakkers geleef, ek sou elke dag vir hulle kwaad gewees het. As hulle my gegroet het, sou ek gesê het, voetsek. Ek wil nie julle stories hoor nie, julle het nie geluister toe ek met julle gepraat het nie. Nou is ons is hier, want julle het nie na my geluister nie. Dis nou nie soos vrouens wat vir hulle man sê, I told you so nie, nee. Jy gaan ook in exile lewe. Jy gaan by Snoekie slaap, en Snoekie is nie die buurvrou nie, dis die braak. Wat lag jy so hard? Dan ken jy iemand wat sy hond se naam Snoekie is. Binne in ballingskap is ek seker is hy so kwaad vir hulle. Maar die amazing ding is dat selfs binne ballingskap verstaan hy nog steeds Jeremia, voordat jy en jou ma se skoot aan mekaar geweef het ek jou geroep as 'n profeet vir die nasies. En in exile hoor hy nog steeds God. Come on, ouens, dis lekker om God te hoor wanneer dit goed gaan. Dis wanneer dit nie so lekker gaan nie. Wanneer hy alcohol jam verander, om dan God te hoor oor jou lewe is 'n uitdaging. En ek wil jou aanmoedig, moenie dat omstandighede God se stem in jou hart en in jou ore stil maak nie. We need to hear God in good times. Even more so in tough times. We need to hear God. Want in moeilike tye kan ek jou beloof, een van die goed wat gebeur is, die vyand draai die volume tot op sy maksimum en dan breek die klein, amper sê ek wetter, dan breek hy die knoppie af, sodat jy nie die volume kan afdraai op hom nie. The only thing that will sustain you in tough times is that the voice of God needs to be louder than anything else. En binne in hy exile, is hy so aangedaan deur wat met hierdie volk gebeur, dat hulle die Bybelskrywers of die Bybelkommentators verwys na Jeremia as the weeping prophet. Hy het alle reg om kwaad te wees vir alles en almal om hom. Maar hy bly in hy plek waar hy sê, Here, help my mense. Yes. Lewe jy ook so in 'n staat van gemengde gevoelens, meeste van jou lewe? Ja, kyk goed in Suid-Afrika. Dan dink ek by myself, julle moet die Here dankie sê, dat daar nie weerlig by hierdie wysvinger van my kan uitkom nie. Want ek sal 'n paar ouens wil zap. Whoosh! Dan ry ek by 'n robot verby en dan sit daar 'n mamma met kinders wat vuil en honger is en dan sê ek, Here, help ons. See, God is a God of the good days, the bad days and all the in-between days. En ek en jy lewe meestal hier in die in-between days. Met kere dan ervaar ons die goeie en we eat the fruit of the promised land. Ons quote daai scripture, I have seen the goodness of God in the land of the living. En dan eet jy daai Krispy Kreme donut en jy sê, oh, God is good. En ander kere weer dan sit, Here, waar is jy? Weet jy van my, Here? Ons in daai in-betweens waar sy stem nog steeds konstant bly. En in exile hoor hy God. Daar was 'n klomp ander profete in daai tyd gewees. En almal sê vir hulle, moet niks doen nie. God gaan ons hier uit ons exile uithaal, hy gaan ons terugvat na ons beloofde land toe. Maar hulle lieg vir die mense. Want Jeremia, glo dit of nie, hoor toe nou binne in ballingskap iets heeltemal anders as al die ander profete. Almal sê, God gaan ons hier uithaal. Hy kom en hy skryf Jeremia 29, probably een van die mees quoted
scriptures in die wêreld vir almal wat in All Gold Apricot Jamstraat is. Dis veral dan wanneer ons bid en sê, Here, U woord sê, I know the plans I have for you, plans of good and not for evil, to give you a hope and a future. Weet jy waar profeteer hy dit? Binne in exile. Dis nadat al die ander profete vir hulle gesê het, moet niks doen nie, ons is op pad terug huis toe. En God sê vir hom, sê vir die volk, hulle moet hulle landerye bewerk, hulle moet eiendom kry, en hulle moet asseblief net aanhou om kinders te kry. Dis deel van daai Jeremia 29 profesie, gaan lees daai konteks. Hulle het by 'n plek gewees waar hulle sê, ons gaan nie hier in exile kinders hê nie, want ons gaan nie ons kinders hier as gevangenes grootmaak nie. God sê vir hulle, deur Jeremia, I know the plans I have for you, says the Lord. Plans of good and evil, to give you a hope and a future. Weet jy hoekom like ek daai skrif ongelooflik baie? Want terwyl hulle binne in die jam is, sê God, kyk wat se plan het ek oor julle. Sien, ons moeilikheid is, ons wil baie keer hê, God moet my uit die situasie uithaal, en as ek uit exile uit is, as ek uit gevangeneskap uit, as ek uit hierdie konteks uit is, dan daar gaan die Here my seën. Nee man, God seën my net hier binne in die moeilik. Binne in gevangeneskap. Jy sien, ek het dit al baie gesê, wat die vyand rondom jou doen, maak nie soveel saak nie. Pas op net dat hy nie goed binne in jou doen nie. En in hulle geval was dit presies wat gebeur. Hulle was as gevolg van hulle sonde en hulle ongehoorsaamheid in exile, en binne in daai ballingskap wys God aan hulle genade, en God sê deur Jeremia, ek weet wat se planne ek oor julle het. Planne van voorspoed en nie van teëspoed nie, om jou hoop en toekoms te. Ek hoop ek het dalk een of twee ouens se kop net gesaai oor Jeremia 29 vers 11. It was not while everything was going nice en lekker. Dis binne in die moeilikheid waar God sê, want Gerrit, ek het 'n plan met jou. I've got hope for you. I've got a future for you. Yes. Yeah, so much vir 'n kort intro. Hy skryf onder andere, en as jy jou Bybel het, wil ek graag hê jy moet saam met my gou gaan Jeremia 31 toe. Ek gaan probeer om dit vinnig te doen. Want hy pen nie van die nie, hy pen die 4 mees significant elemente rondom Nuwe Testament, Nuwe Verbond teologie, pen hy neer, terwyl hy in ballingskap is, terwyl daar 'n belofte is van restaurasie van God oor die volk, sien hy verder, hy sien 'n Messias wat gekruisig word, hy sien die impak wat dit op my en jou lewe gaan hê, en ek gaan probeer om in 9 minute Nuwe Testament teologie vir jou net te exposit. Jeremiah 31 verse 33. This is the covenant I will make with the house of Israel. Nou net daar gaan 'n klomp ouens nou alweer, God se agenda in daai tyd was met Israel, hy het nie dit gesien, dat dit gaan verder gaan na die Gentiles toe nie. Ons weet nou uit Nuwe Testament geskiedenis, dat toe die Heilige Gees uitgestort word, toe word hulle heidene, toringaanbidders, boomstomaanbidders, Jode, almal, sla die Heilige Gees deur en God red hulle almal in Jerusalem. So ek gaan nou nie eers klei trap in daai profesie se relevantie nie. With the house of Israel, after that time, declares the Lord, I will put my law in their minds and write it on their hearts. Punt. Element 1. Hy maak die kontras, die Ou Testament, die klipplate wat Moses gekry het, was handgeskrewe ekstern. God profeteer hier deur die mond van Jeremia en hy sê, I will write my laws on your hearts. Nuwe Testament teologie is in fondasie hierdie. Dis nie klipplate buite, dis nie die wetboek wat die dominee vat Sondagmôre en dan lees hy dit vir jou voor nie. Dis die wet van lewe wat die Heilige Gees op die tafels van jou hart skryf. And you walk in the things that God has written on the tables of your heart. Die kontras, die wet was ekstern, die nuwe verbond teologie wat Jeremia oor profeteer, en dit wat Jesus geactuate het, is it's inward. It's inward. Nommer 1, right. Nommer 2, I will be their God and they will be my people. Element nommer 2. Jeremia profeteer oor 'n
oor 'n godsdienstpatroon waar dit verhoudingsgebaseerd is. I will be your God, you will be my people. Dis nie meer, Moses, gaan jy na God toe en dan hoor jy by God nie. Dis is, julle is my kinders. Toe die voorhang sal skeur, toe word die heiligdom oopgemaak vir my en vir jou ook. En dit kom in vervulling. I will be your God, you will be my people. En verhouding is moontlik, want Jeremia het dit raak gesien en Jesus het dit in aksie gesit. Ja, ek is so dankbaar, ek hoef nie na iemand toe te gaan en te sê, "O Father, forgive me for I have sinned. How many Hail Marys must I pray and how much penance should I pay?" Pray and pay. Ja, hy's my God. En ek is sy people. Petrus specified it, hy sê, peculiar people, peculiar. I live by a different set of rules. Element 2 van die nuwe verbond is, he is my God, I am his people. It's relational in its essence. Vers 34, hierdie gaan daar vir jou vars of niet wees. No longer will a man teach his neighbor or a man his brother, saying, "Know the Lord," because they will all know me, from the least of them to the greatest. Element nommer 3 rondom die nuwe verbond wat Jeremia oor profeteer is, the covenant of self-revelation by God. Weet jy dat God het 'n verbond in plek waar hy sê, Betsy, jy hoef nie vir Colin te leer nie. Jy kan, maar jy hoef nie, want ek sal myself aan hom openbaar. No one will have to say to his brother, "Serve ye the Lord," for they will all, it's the covenant of self-revelation. Is dit vir jou amazing dat dit deel is van die nuwe verbond, hè? God sê, ek sal myself aan jou reveal. Kom ons pause, kan ons 'n sekonde pause op daai een? Lord, I pray that your Spirit will move away the veil for just a little more and just a little longer every day. That this third element of the new covenant will be so at play, it will manifest in our lives in such a significant way, that each man and woman that hears my voice will walk with a deeper revelation of who God is and what He can do and is busy doing every day of our lives. I pray for a progressive revelation of God through His Spirit in each one of our lives, in Jesus' name. Lord, we believe it, we pray for it, we ask for it, because your word says that you will do it. I pray that you will show yourself to each one of us, in Jesus' mighty name, in a wonderful new way. Vierde element. B gedeelte van vers 34. For I will forgive their wickedness and I will remember their sins no more. Ek praat van ouens wat besig was om die konsekwensies van hulle ongehoorsaamheid, ongelowigheid, sonde te beleef. Die gevolge van hulle ongehoorsaamheid aan God was evident. Hulle sit in exile. Hulle is honderde kilometers van hulle homeland af. Hulle lewe elke dag met die gevolge van hulle sonde. En binne in dit sê God vir hulle, there will come a time where I will forgive your wickedness and I will remember your sins no more. Ek dink vir daai ouens, given wat hulle konteks was dit baie meer significant dat God vir hulle sê, ek gaan julle vergewe. Want binne in daai exile loop hulle met guilt. As hulle soos gemors behandel word, kon hulle nie mou daaroor nie, want hulle het geweet voor hulle heilige siel, dit wat nou aangaan in my lewe, it's the consequence of us not listening to Jeremiah, and exactly net wat hy gesê het, ek het julle mos gesê. They are facing the consequences.
Ons het 'n vrou geken baie jare terug. Sy het daai Bybelse beginsel van wat jy saai sal jy maai, het sy baie letterlik gevat. Liesbeth het gesê, en sy het dit al gesê, as iemand nou iets gedoen het en die papaya tref dan die waaier as gevolg daarvan, dan sê Liesbeth, jy saai hom die mielies, jy eet hom die pap. Die woord van God volgens Liesbeth, jy saai die mielies, jy eet hom die pap. Sy gaan niets anders eet nie, jy gaan pap eet. Hulle eet die pap van die mielies wat hulle gesaai het. En binne in dit sê God vir hulle, I will forgive your wickedness and I will remember your sins no more. New Covenant teologie in 4 hoofpunte. Kan ons recap? I will make a new covenant with the house of Israel, declares the Lord. I will put my laws in their hearts. The new covenant is inward. You're not governed by outward laws. Number 2, I will be their God. They will be my people. It's personal. New covenant is personal. Number 3, help me. No one will have to teach his neighbor and say to him, serve ye the Lord, for they will all know me. It's the covenant of self-revelation. Number 4, I will forget your wickedness and I will forgive your sins. 4 elemente. Nou vra ek jou, is dit moeilik om God te dien in 'n Nuwe Testament konteks? Is dit moeilik om 'n beter lewe te lewe as al Jeremia se peers? Absoluut. Want hy kom 700 jaar voordat Jesus op hierdie ou stowwerige aarde loop, kom sê hy, ouens, daar's iemand wat ons uit ons katatonia gaan uithaal. En as dit vir julle voel asof julle die gewig van die wêreld op julle skouers dra, asof julle die effek van julle eie sonde en ongeregtigheid dra, as dit vir julle voel asof God ver is en hy ken ons nie, hy is nie lief vir ons nie, as dit vir jou voel jy sukkel met alles en almal rondom jou want hulle wil net nie reg doen nie, dan gaan God op die toneel iemand plaas en hy gaan medelee hê met julle. Hebreërs 11. We then have a great high priest who is not unfamiliar with our weaknesses, but in every way can sympathize with us. Sien toe ek en jy op die vloer van die lewe lê, en dit voel of ek en jy soos Atlas die straf dra en die gewig van die wêreld dra, toe kom Messias, en hy fluister in my en jou oor, op daai goeie Vrydag Sondag, let me take the weight for a while. You are free to go. En sonder om 'n woord hoef te sê, kan ek en jy net opstaan en sê, thank you Jesus. Here, op Palm Sondag, kan ons mos nou nie anders as om vorentoe te kyk soos Jeremia, na die kruis toe en te weet, there's great things on the horizon. There's great things on the horizon. Thank you for your word. Thank you for the simplicity of your word. Thank you for the new covenant that you enacted. You put your stamp of approval on it through the blood of Jesus 2,000 years ago. And we can embrace it this morning, knowing that you are our God and we are your people. Knowing that it's not an external law. Knowing that you desire to reveal yourself to us, Lord. And knowing that you have forgotten all our wickedness and you have forgiven all our sins. I thank you for freedom in Jesus' name. Thank you, Lord. You've carried the weight of the world on your shoulders, and I can live with freedom. We bless you in Jesus' name. En as jy die woord geniet het, sê net prys die Here.